beste goedjie voor sal sit, want soos julle kan sien, het ons gaste. So ek wil ook welkom sê aan Dominee, vir Julius en vir Nikki, en ek bedoel jullie baie welkom hier, en ek hoop dat u die programs aan ons gaan geniet. van die feesvieringe vanaf vanaand tot na Sondag wanneer ons die amptelike dankdiens sal hê, is julle ook onlosmaaklik deel daarvan. Ek is gevra om net so ietsie te sê vir julle rondom die geskiedenis van waarvandaan ons kom. Nou ek hoop ek kan nou mekaar op die tone trap nie.
Maar ons moet bij elkaar aanvul, hè? Ons sal mekaar aanvul. Raai die rede hoekom ek die vragies vra oor hoe lank julle hier is. Ek wil net, ek gaan net so ter inleiding, wil ek so bietjie julle toets hoe oplettend julle is. Julle oplettendheid dit toets, né? Die eerste ding wat 'n mens wat ek graag wil weet is, want ons maak baie foute, is die naam van ons gemeente, maar jy moet jou hand opsteek net vir elkeen wat 'n antwoord gee is hier ietsie, is 'n skenkie. Help kyk broer Nikkie, help kyk wie se hand gaan eers op. We've got a lady here that she's going to go in English, it's fine. Okay, so Fiachika in English is you have seen it. So I'm speaking under Croatian, but isn't it United Reformed Churches? A church, Wellington Berg River. Very correct. Nou, Bergrivier is ook afgestig van die gemeente, daarvoor in die dorp. Dis nou die gemeente Wellington dorp. Hulle was 'n groot gemeente, oorkant Piekepy. Hulle was daar gewees en ons is van hulle afgestig. En die afstigting het gebeur as gevolg van twee groot oorwegende redes. Die een rede was die groepsgebiede wet van daai jare, in die apartheidsjare, het die regering gesê, mense met 'n sekere vel kan aan 'n sekere kant van die dorp bly en aan 'n ander kant van die dorp bly, né? Wit mense kan aan een kant bly en die bruin en die swart mense moet aan een kant bly. En die skeiding was gewees, die pad daar wat 101 is, die pad daar wat Piekepy is, wat van die stasie afloop, reg op tot daar by die fonteintjie, en daar by die fonteintjie, hy is hoogweg hier onder, né? Maar hoe by die fonteintjie, anders sy naam na wat? Jan van Riebeeck. Hallo, Broegera is die antwoord die achter. Dan verander die naam na Jan van Riebeeck, daar handel by strijd tot daar in die perel. Nou die straat was die scheidslijn gewees, die apartheid scheidslijn. Die wit mense het gesê, of die regering het gesê, geen bruin mense meer aan die kant nie. Geen bruin mense, die bruin mense allemaal aan hierdie kant, van die kant van die straat. En dit het gemaak dat die dorp so bietjie oorbevolk geraak het. En wat het gebeur? Mense het begin beweeg. En al beweging wat mense kon uitgevoer het, was van die dorp af na Hillcrest omgewing, na die omgewing en na die Python Place gedeeltes. Dis nog Kloopstraat, tot daar by Pelikaanstraat, tot daar agter in Patriestraat, né? Toe was daar nog bitter in die 70's nog bitter min huise. Hierso in 1970 hier op die bult was hier seker nog nie eens 5 huise nie. My ouer huis is hier onder in Termentaalstraat. Ons het 1978 hier ingetrek. Toe is hier seker nog nie eens 10 huise hier rond, hier op die bult nie, né? En so het gebeur dat mense begin beweeg het van vooraf agtertoe. En wat gebeur? Mense het ons godsdiens nodig. Ons geestelike groei het ons nodig. Ons moet die woord van die Here elke dag of gereeld hoor. Mense moet na 'n kerk toe gaan. En dis waarom ons afgestig is van Wellington dorp en 'n gemeente word hier agter gevorm en die gemeente was toe Wellington VGK, nog nie daai tyd, was dit nog die ou naam, die sending gemeente Wellington Bergrivier, né? NG sending gemeente Wellington Bergrivier toe ons afgestig is. En op daai stadium, ek gaan nie julle bemoei met die klomp name nie, maar onthou dit maar in die agterkop. Op daai stadium was die predikant daarvoor, Dominee F.W. Jacobs. Hy was die predikant daarvoor gewees. En toe raak hy sommer die konsulent hier by Bergrivier. Nou konsulent beteken iemand wat so 'n bietjie toesig hou oor die gemeente, né? Right, so daai is maar nog weer so 'n bietjie die geskiedenis, né? Baie dankie. Ek dink Dominee gaan seker nog 'n bietjie byvoeg. Maar daai is van bykant af net so 'n bietjie die geskiedenis, né? Baie dankie. Dan is ek nie bekommerd oor die toekoms van die gemeente nie. Want ons weet dat ons jeug lê 'n stewige fondasie vir die toekoms van die gemeente. Ons het nou gehoor, die gemeente is 55 jaar. So ek is vol vertroue dat
nog 55 jaar bygevoeg gaan word en dat die gemeente ook dan 110 jaar en meer ouer sal word as gevolg van julle insette, julle toegewydheid, julle getrouheid aan God en sy kerk. Julle sê mos jeug vir Christus en sy kerk. So ons is trots dat julle ook jeug en volwaardige, volwasse, getroue, toegewyde lidmate van die gemeente sal wees, wat die gemeente die toekoms in sal dra, né? So ek gaan net 'n paar vragies vra. Ek hoop julle het nou mooi geluister na wat jullie gesê het. Nou, in die destyds was die vrouebediening, die Christelike vrouebediening is 'n nuwe naam. Toe die kerk afgestig was die vrouebediening het 'n ander naam gehad. Wie kan daai naam? Uitsluit. Ekskuus? Die suster. Nou die tweede vraag wat ek gaan vra is, wie het die kerk begin? Wie was leraar toe die kerk begin is? Hier die ander kant, die pilare en staalkonste moes opgerig is. Wie was leraar tydens daai tyd? Wat is daar? Dominee Jacobs. Dominee Jacobs! Jacobs, Dominee Boesak of Dominee McKay, wie van hulle drie was die langste in jare in die gemeente? Dominee McKay sê sy is reg, 15 jaar. Wie van julle kan onthou, ek kan nie onthou watter dag en watter datum nie. Maar as jy vir my die jaartal kan sê, watter jaar het ek hier aangekom? 2000 en hoeveel het ek hier aangekom? Hoe laat? 2013. Al die vraagjes wat ik wil gevraagd en ja, mijn story is gezegd, ik ga later die eerste jaar in 2 jaar Katkasanta na Kumpus en die eerste jaar in 2 jaar Katkasanta in Dayuk daar. Die rest van die maand van die andere hoek, die dan alle volwassen seniors die voorraad zijn. Wat geestelik is. Inag iets geestelik. Inag iets. Van die en ja, ang tema is iets snacks aan die kerk. Snacks aan die kerk. Snacks aan die kerk.
Pop, and I'm glad now I'm saving my savior. And I'm glad now I'm saving my savior. But it's all, it's all, it's all. Merry Christmas to all in the land, to the boys and the girls and my friends, to the mamas and papas who raised them. Merry Christmas to all in the land. Sing, sing, sing. First word is goodness. Second word is be. Ons wil graag van hierdie geleentheid gebruik maak om dankie te sê en hulde te bring aan die leiers wat gehelp bou het aan tot waar die kerk vandag is. Vandaan staan ons op 'n besondere plek. Ons vier nie die 55ste verjaarsdag van ons kerk nie, maar ons vier 55 jaar van God se genade, God se trou en God se hand wat deur elke seisoen oor hierdie gemeente was. 55 jaar is 'n leeftyd van herinneringe. Dit is jare van vreugde en hartseer, van groei en uitdagings, van gebeure wat verhoord is en van tye waarin ons moes aanhou glo, selfs wanneer ons nie altyd kon sien wat God besig is om te doen nie. Maar wanneer ons vandaan terugkyk, kan ons met vrymoedigheid sê, God was getrou. En daarom wil ons vandaan ook 'n besondere oomblik neem om hulde te bring aan die mense wat deel was van hierdie reis, aan die mense wat voor ons gekom het, aan die mense wat die eerste tree gegee het, aan die mense wat die fundament gelê het waarop ons vandag steeds bou. Aan ons stigters en die mense van die beginjare sê ons vandaan dankie.